Hartlike goeiedag van my kant af en welkom weer by jou dagstukkies van Lewe Lig. Dag 318. Dink bietjie meer, praat bietjie minder. Jakobus 1 vers 26. As iemand dink hy is godsdienstig, maar hy hou nie sy tong in toom nie, bedrieg hy homself. Sy godsdiens is waardeloos. Sommige mense praat vinniger as wat hulle brein laai. Dis hoekom daar kortsluitings kom. Dink bietjie meer. Tella was bekend vir haar vinnige tong en snyende, eerlike opmerkings. Ek's maar net eerlik, was haar standaard verskoning. Wat sy nie altyd besef het nie, is dat eerlikheid, wat nie in liefde geweek word nie, maklik diep wonde laat. Dikwels het mense saamgelag, maar party het stilweg seer gekry. Eendag by die werk, tydens tee, het sy onskuldige grappie gemaak oor haar kollega Maritjie se nuwe haarstyl. Jy lyk daarom of jy nou net uit 'n warrelwind kom, het sy opgemerk. Almal het gelag, maar hierdie keer was daar een persoon wat nie saamgelag het nie. Maritjie. Sy het haar koppie stil neergesit en uitgestap sonder 'n woord. Later daardie middag het Tella gehoor dat Maritjie se ma daardie week aan kanker oorlede is. Sy het haar eie hare afgesny en haar ma se pruik gedra, 'n stille gebaar van eerbied en liefde. Tella se hart het in haar skoene gesak. Haar woorde het skielik soos klippe in haar hart gevoel. Daardie aand het sy haar Bybel oopgemaak en afgekom op Jakobus 1 vers 26. As iemand dink hy dien God, maar hy hou sy tong nie in toom nie, bedrieg hy homself. Daardie vers het haar getref soos 'n voorarm stamphou. Sy het ewe skielik besef dat woorde nie net geluide is wat in die lug verdwyn nie. Dit het baie meer krag as wat ons ooit kan dink. Die volgende dag het sy na Maritjie toe gegaan, nie met verskonings vol versiersuiker nie, maar met opregte trane. Ek het nie geweet nie, het sy saggies gesê. Ek's jammer dat ek gepraat het sonder om te dink. Maritjie het haar hand vasgehou en gesê, dis oukei, Tella, ons leer almal. En daar, in daardie gelade oomblik, het Tella iets van genade begin verstaan. Die soort genade wat mens leer om eerder te luister as om te praat. Toe sy weer daaroor nagedink het, het Tella vir haarself 'n paar stoppergedagtes neergeskryf. 1. Dink voor jy praat. Vra jouself 3 eenvoudige vrae. Is dit waar? Is dit nodig? Is dit vriendelik en opbouend? As jou antwoord by een van die 3 nee is, wag liewer. 2. Luister met die doel om te verstaan, nie om snaaks te wees en net iets te sê nie. Iemand wat regtig wil hoor, gee ruimte vir die ander se hart om te praat. 3. Gebruik woorde as boustene, nie as bakstene nie. Dis maklik om kritiek te lewer, maar moeiliker om iemand op te bou. 4. Wees stadig om te praat, vinnig om te dink. 'n paar sekondes se wag, voor jy reageer kan jou dae se spyt spaar. 5. Onthou, woorde is soos vuurhoutjies. Hulle kan warm troos bring, of alles aan die brand steek. Van daardie dag af het Tella die volgende haar praatlese gemaak. As jou woorde nie mooier is as stilte nie, hou dit vir jouself. Iets om oor na te dink. Hoekom dink jy gebeur dit so maklik dat ons vinniger praat as wat ons dink? Wat kan ons doen om te keer dat ons ander met ons vinnige praat seermaak? Hoe gaan jy vandag begin om 'n wag van liefde voor jou mond te sit? Baie dankie Here Jesus dat U ons kom leer het om met sagte oë te kyk en met 'n heilige huiwering te praat. Help my om met verantwoordelikheid tot opbou van ander en U eer te praat.
Amen. Soos wat gesê is, die 3 toetsstene is dit wat ek wil sê waar? Is dit nodig? Is dit vriendelik en opbouend? En dan wil ek 'n 4de een bysit. Is dit tot eer van God? Kom ek en jy vertrou ook die Gees om 'n wag van liefde voor ons mond te sit en kom ons gaan leef en praat tot eer van God met 'n heilige huiwering. Liefde groete, Sjaal. Om elke dag 'n dagstukkie van Lewelig per WhatsApp te ontvang, is jy meer as welkom om net jou naam en nommer te stuur na die nommer wat hier vir jou aangedui is. Jy is ook meer as welkom om ons Lewelig Gemeenskap Facebookblad of ons Lewelig Gemeenskap YouTube kanaal te besoek. Shalom.